Goeiemôre. Jy luister na die reeks Kopskuif. 'n Reeks waar ons nadink oor ons denke, ons brein en hoe ons gedagtes ons lewe en lewensverloop bepaal. Vandag is die 62ste oordeenking en ons tema is Atomic Habits. So nou en dan kom 'n boek verby wat 'n mens net weet, ek het hierdie boek se medisyne nodig. So het die boek Atomic Habits van James Clear in 2018 verskyn. Dit het eers 'n tyd later op my radar verskyn en nog 'n tyd later het ek eers die geleentheid gehad om dit te lees. Die verwysing na atomic gaan daaroor dat iets so klein soos 'n atoom 'n enorme bron van energie of krag kan wees. 'n Atoom verwys ook na die kleinste deel van 'n stelsel wat verteenwoordigend is van die groter stelsel. Habits in die titel verwys na 'n gereelde roetine of praktyk, 'n outomatiese reaksie tot 'n spesifieke situasie. Atomic habits, 'n klein verandering in jou roetine wat 'n enorme impak op jou lewe maak. So aan die begin van die boekbespreking wil ek graag net 'n gedagte deel oor 'n goeie vertaling van Atomic Habits. Atomiese gewoontes klink net onaardig. Klein gewoontes sê nie heeltemal wat dit beteken nie. Mikrogewoontes sou kon werk, maar dit het nie die trefkrag van atomic nie. Dit klink vir my of kerngewoontes 'n beter keuse is, aangesien die woord kern ook kan verwys na kernkrag, wat baie mooi aansluit by atomies. Wanneer ek dus die woord kerngewoonte gebruik, verwys dit na atomic habits. James Clear is vandag 'n wêreldbekende figuur en een van die invloedrykste lewens- en besigheidskonsultante in die wêreld. Maar sy loopbaan het nie so kleurryk begin nie. James is op die laaste dag van sy hoërskooljare met 'n bofbalkolf in die gesig getref, toe 'n klasmaat tydens 'n volle swaai van die kolf dit per ongeluk uit sy hand laat gly en James in die gesig getref het. Hy is met 'n gebreekte neus, veelvoudige skedelbreuke en versplinterde oogkaste in 'n helikopter na 'n noodeenheid gevlieg. Sy lewe het aan 'n draadjie gehang, aan die lewe gehou met masjiene. Sy herstel was 'n wipplank rit, maar uiteindelik is hy ontslaan met verskeie komplikasies. Waar ander jong mense hulle universiteitsdae en drome ongehinderd kon begin, was syne aan skerwe. In 2 jaar wat hierop gevolg het James egter 'n geheim ontdek wat sy hele lewensrigting sou verander. Die verstommende krag van kerngewoontes. Waar sy medestudente laat wakker gebly en videospeletjies gespeel het hy vereers in die eenvoudige gewoonte gekom om elke aand vroeg te gaan slaap, om sodoende goeie slaapgewoontes te kweek. As gevolg van sy beserings en die impak wat die ongeluk op hom gehad het, moes hy eenvoudig net hierdie goeie slaapgewoontes kweek. Hy kon homself natuurlik jammer gekry het en gedink het dat hy uitmis op soveel van die lewe. Maar hy het 'n tweede aanpassing gemaak. In die morsige wêreld van 'n studentekoshuis het hy 'n punt daarvan gemaak om sy kamer daagliks netjies in orde te hou. Dit het vir hom 'n gevoel van beheer gegee oor sy lewe. En soos wat elke semester ontvou het hy klein maar betekenisvolle gewoontes gekweek. Waar hy 'n ver agterstand gehad het aan die begin, het hy elke dag net met klein, wat vir ander mense gelyk het na onbenullige, kerngewoontes voortgegaan. Hy het ook elke oggend net 'n paar minute liggaamsoefeninge begin doen, en so het die een gewoonte op 'n ander gebou. 6 jaar nadat hy in die gesig getref is deur die bofbalkolf, is hy gekies as die beste manlike atleet van sy universiteit, het hy verskeie akademiese toekennings verwerf en sy universiteit se hoogste eer verdien, die presidentsmedalje. Hy vra in sy boek verskoning dat hy so spoggerig klink. Die punt wat hy wil maak, is dat hy nie bo die ander een of ander uitstaande vermoë gehad het nie, maar die minder indrukwekkende, naamlik
om deur kerngewoontes sy volle potensiaal te ontwikkel. Ek wil dit weer sê. Die boek gaan nie daaroor dat ek en jy wat dit lees, nou die een of ander presidentsmedalje per se te moet verower nie. Dit gaan daaroor dat kerngewoontes ons lei om ons volle potensiaal te ontwikkel. Ongeveer 'n dekade na sy ongeluk het hy begin om artikels aanlyn te publiseer. Een op 'n slag, 2 keer per week. Dit was eintlik net aantekeninge wat hy in hierdie hele tydperk gemaak het van wat hy geleer het uit die toepassing van kerngewoontes. Aan die einde van daardie jaar was 30.000 mense ingeskryf op sy weeklikse artikels. Nie juis indrukwekkend nie, is dit. Maar deur by hierdie kerngewoonte te hou, 2 artikels per week, het 'n jaar later 100.000 mense ingeskryf. Hy is begin sien as 'n kenner op die gebied van kerngewoontes en uiteindelik het sy inskrywings verhoog na 8 miljoen. Groot uitgewers soos Time, Entrepreneur en Forbes het hom genader om vir hulle te skryf. Fortune 500 maatskappye het hom begin nooi om met werknemers te praat. Hy het nooit in sy lewe gedink die weeklikse artikels sou so enorme effek op sy lewe hê nie. Ek gee hierdie agtergrond vir jou, want oor die volgende paar weke gaan ons saam deur die boek Atomic Habits blaai. En ek hoop dat jy oop en ontvanklik sal wees vir die geweldige positiewe effek wat klein besluite, klein aanpassings, maar kernaanpassings, kernbesluite en kerngewoontes op jou lewensverloop kan hê. Maak jou reg vir 'n insiggewende en lewensveranderende paar weke. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons droom soms so groot. Ons het soveel goeie planne en soveel goeie voornemens. Aan die begin van die jaar het ons soveel drome wat ons opgewonde maak. Maar baie gou verval ons in ou gewoontes, slegte gewoontes. Here, help ons oor die volgende paar weke om werklik diep te dink oor ons lewens en die aanpassings te maak wat nodig is om ons lewens op koers te kry en ons lewens op koers te hou. Dankie dat ons met hierdie kerngewoonte elke oggend voor U kan stil word, tot U kan bid en vra dat U vir ons die beste wysheid wat daar is, elke dag mee sal voed. Dankie Here dat ons U woord het waaraan ons kan vashou. Dankie Here dat ons U beloftes het wat ons dra. Dit bid ons aan die begin van 'n nuwe week wat U vir ons gee. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde week vir elkeen.